hier reg agter my is nie net 'n klomp honde wat rondhardloop in die veld nie, maar 'n reuse groot spinnekop, wat julle waarskynlik nie kan sien nie, maar ek sal dit net nou ook vir julle wys. Nou ek is nie baie lief vir spinnekoppe nie, om die minste te sê ek is vrek bang vir spinnekoppe. Maar terwille van die illustrasie van hierdie oordenking sal ek my bes probeer om my vrese te trotseer. Die spinnekoppe wat hier agter my is, noem hulle die waawielspinnekoppe, omdat hulle sulke reuse groot, ronde, goue webbe spin, veral in hierdie tyd van die jaar. En oral in die veld, as jy in die veld loop, dan kan jy baie maklik in so 'n spinnerak vasloop. Hierdie sy waarmee hulle spin, hulle kan tot 300 meter sy 'n dag spin, en dit is sterker as staal, 4 keer sterker. Dis ook sterker as Kevlar waarmee hulle die koelvaste baadjies maak waarmee 'n party van die polisiemanne hulle werk doen. En wat my wonderlik is dat hierdie spinnekoppe eintlik kunstenaars in eie reg is, want daardie draadjies is so presies met mekaar verweef. Duisende van hulle. En tog, wanneer hulle op die een punt van die web sit en daar vlieg 'n prooi op die ander kant vas, weet hulle presies in watter draadjie daardie prooi vasgevlieg het en kan hulle presies soontoe gaan. Hierdie spinnekoppe voel eintlik die trillings van die draadjies in hulle voetjies. Vir my is die kompleksiteit van die lewe soos 'n reuse groot spinnerak met biljoene draadjies wat met mekaar vervleg is. En dan dink ons, wat maar net bewus is van 'n paar van hierdie draadjies en hoe dit 'n invloed op mekaar het, dat ons weet hoekom dinge in die wêreld gebeur soos dit gebeur. Ek dink ek weet hoekom daardie ramp daardie plek van die wêreld getref het, of hoekom die of daardie plan nie uitgewerk het nie. Ander kere weer bid ons en dan dink ons, die Here hoor nie ons gebede nie. Want hoekom word hierdie persoon van 'n siekte genees, maar daardie persoon nie? Ek dink ons groot probleem is dat ons net te klein en te beperk is om die reusagtige web van hierdie lewe te kan sien en te kan begryp. Aan die een kant moet ons dit weet, dit is so belangrik dat God ons gebede hoor. Elkeen van ons ken hy op die naam. Hy weet van ons is vir hom ontsettend belangrik. Maar ek moenie so arrogant wees om te dink dat my gebed of my groepie se gebede belangriker is, beter klink, as die biljoene gebede, smekinge, planne reg oor die wêreld nie. Ek en jy kan nie bepaal hoe hierdie spinnerak lyk nie. Inteendeel, ons kan nie eers die hele spinnerak sien nie. Dit is net te groot vir ons. Ek en jy kan net in vertroue vashou aan die paar draadjies van die spinnerak waar ons tuis is. En glo dat God die hele web in sy hande hou. As God hierdie spinnekop kon vorm, wat hierdie ingewikkelde web kan spin, hoeveel te meer dink jy nie, het hy 'n intieme begrip van elke draadjie in die web van die lewe nie. Moenie jou vertroue in God verloor nie, maar moet ook nie vergeet hoe kompleks hierdie lewe is nie. Want luister wat staan daar in 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Kom ons luister nou na die gedig. Die liefde kleur, die blauw helder hemel. Die goedheid reis, die dag breek oor die see. As 'n lewensdraad geknip word en die punt val voor jou voete, dan wonder 'n mens, is die meesterwewer besig om net koud en koel 'n kunswerk te spin? 'n genadeloose web om homself te vermaak?
Vra maar self jou vrae vir hom. Kla gerus die wewer aan. Maar as jou ontrafeling begin, word logika en woorde min. Word jou touwtjies net te kort om self die redes vas te knoop. Wie sal jy dan vertrou om al die drade bymekaar te hou? Soms draai jy vas in 'n kraaines van jou eie leenstrikke. Wie sal jy dan soek om hierdie bondel te ontkoek? Wie sal vir jou weer die punt kan vind? Jy bly weefsel, nie wewer nie. Jy is ontvanger, nie gewer nie. Vra maar jou vrae vir die een wat al die drade in sy almag kan dra. Maar wees ook gereed om die wewer te antwoord. Ken jy die dikte van elke draadjie? Die gewig wat elkeen kan hou? Verstaan jy die kruisings waar hulle ontmoet? En voel jy die trillings elke keer van elke mens se seer? Hoe dit deur jou steek as 'n draadjie breek. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my